uitsonderlik voordat ek die boodskap vir u bring, ook doen. Amen. In die sin dat ek wil ons Vader in die hemel ook 'n geseënde Vadersdag toebid. Die Grootvader, so 'n geseënde Vadersdag ook aan ons Papa in die hemel. Ek gaan van hierdie woord bedien uit 2 gedeeltes, maar voordat ons daarby kom, ons gaan eers 'n lied luister. Ek dink dit is, kom ons doen dit nou, Madeleine, die lied. Dit is 'n versoek en ons gaan in die toekoms van ons ook kyk na ander liedere ook. Bietjie meer moderne liedere, so as u wil, dan kan u ook probeer saam sing. Maar asseblief wees welkom en ek gaan vra staan vir hierdie lied. Ons kan 'n bietjie beweeg ook, as u wil, om 'n bietjie warm te word. En dan luister ons en ons probeer hierdie lied saam sing. En ek gaan vir Madeleine vra om voor te gaan, asseblief. Amen. Dan kry ek so lank al my dinge hier so reg. Amen. Amen. It's so loud, I just can't seem to slow this down. I need you more than ever now. Let the silence be the only sound. Your glory comes the only thing I see. Beauty brings me to my knees. The awe that you inspire in me makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm stand upon me now. So now I stand before you broken down. My feet upon this holy ground. I can feel your presence all around. Don't make it worse. Makes me wanna be still. So still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let the calm descend upon me now. I hear you whisper softly. I hear you speaking to me. I hear you in the silence. You are my name. I wanna be still, so still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now. I wanna be still, so still you can hear me breathing in. So still you can hear me breathing out. Let your calm descend upon me now.
be still. Waar is hy nou? Ek gaan vir u die woord bedien vandag uit 2 gedeeltes. Die eerste is Johannes hoofstuk 14 vanaf vers 1 tot 8. Johannes 14 vanaf vers 1 tot 8. En dan gaan ek ook verwys na Filippense 3 vers 14. Filippense 3 vers 14. Kom ons lees dit saam. Julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle dan ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. En hier kom ou Thomas. En Thomas sê toe vir Jesus, Here, ons weet nie waarheen u gaan. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Dan Filippense 3 vers 14. Paulus skryf die volgende, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan betaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek gaan dit net weer herhaal, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Al 2 hierdie gedeeltes, my broer en suster, praat van 'n bepaalde weg waarop ons bevind. Nou vanmôre wil ek fokus op die mans, op die vaders, want vandag is mos u dag. En ek het nou die voorreg gehad om nou op Moedersdag ook hier te kon staan, en ek het nou vandag weer die voorreg, al is ek nie 'n pa nog ooit in my lewe gewees nie, om weer hier te kan staan. So, hierdie 2 gedeeltes praat van 'n bepaalde weg. Nou die vader, die man, as jy so geseënd is om 'n vrou te hê, en kinders te hê, en kleinkinders te hê, en agterkleinkinders, party nog, selfs nog agterkleinkinders, party, dit is groot gesê. Dan is jy, soos die woord sê, die hoof van jou huis. Jy is die een wat voorloop. Jy is die een wat die rigting moet gee vir jou huis om eendag te kom in die hemel by die Vader. So dit is belangrik, my broer, dat jy vanmôre sal besef die belangrike rol wat jy vervul as Christenouer. As jy dan 'n Christenpa is, dan moet jy vanmôre besef, maar ek het so 'n groot verantwoordelikheid wat die Here op my sit. Ek sê altyd, die man is die hoof van die huis, maar die vrou is die ruggraat van die huis. Net so terloops, ekskuus tog. Die man is die hoof van die huis, maar die vrou, ons kan ook nie saam sonder ons moeders en ons vrou. Hulle is absoluut die ruggraat. Maar ook, die man is die hoof. Hy moet die rigting gee. Hy moet voorloop. En waar jy loop, my broer, gaan jou kinders ook loop. En daarom is dit so belangrik dat ons sal loop as hoofde van die huis waar die Here ons geplaas het. Dat ons sal loop waar hy wil hê ons moet loop. Amen.
En miskien word ons vandag gekonfronteer ook met die vraag, maar waar loop ek as man van die huis? Waar sien my kinders my loop? Waar sien my vrou my loop? Gaan hulle vir my respek hê as hulle sien waar ek loop? Gaan ek hulle die rigting gee om eendag ook na die hemel toe te loop? Is dit nie so? Nou hierdie gedeelte sê daar, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So as ek as hoof van my huishouding vir Jesus Christus ken en as ek in sy voetspore loop, gaan my gesin ook hopelik eendag in die hemel kom. Onthou, ons het almal as ons groot word, het ons die wil, ek kies vir Jesus, my ouers kan vir my die rigting probeer gee, en ek kan nog steeds op 'n ander plek beland. So, dit moet ons ook altyd onthou. Jy het nog steeds jou eie keuses wat jy moet maak as jy eendag volwasse is ook. Maar ons kry ons rigtings en ons kry ons opvoeding en ons kry ons beginsels en ons kry ons Christelike beginsels wanneer ons in 'n Christenhuis groot word en mamma is 'n Christen en pappa is 'n Christen en hulle kyk waar hulle loop. Amen. En kinders onthou dit, my broer en suster, kinders is so sponse. Ja. Hulle, die Engelse woordjie, hulle imitate. Dit wat jy doen. Hulle gaan ook loop waar jy loop. Hulle gaan ook miskien gaan waar jy gaan. As jy gaan en jy boer in Kroeg, as Christen pa, dan gaan my seun miskien dieselfde doen. En daarom, my broer en suster, is dit so belangrik weer eens, dat ons die weg self sal ken, en papa, dat jy die weg sal ken van Jesus Christus, wat na die lewe lei. Want jy wil nie hê jou kinders moet by die dood eindig. Jy wil hê jou kinders moet by die lewe eindig. En die lewe is alleen maar te vind by die bron van die lewe, en dit is God self. Amen. Amen. In Johannes 14 vers 6 lees ons dat die Here Jesus aan sy disippels sê, net om weer die teksvers te herhaal, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Hy is die sleutel, my broer, waardeur jy die hemel vir jou kinders kan oopsluit. Om hierdie uitspraak van Jesus te verstaan, moet ons ook kyk na wat dit vooraf gaan, net so kortliks. Aan die begin van hoofstuk 14 lees ons, glo in God, glo ook in my. Amen. Jesus beveel sy disippels dat hulle in God moet glo en ook in hom met hom. Hy gaan na die Vader, na sy Vader se huis, om plek voor te berei vir die wat in hom glo. Hy gaan om plek te berei en as dit klaar gedoen is, dan kom hy eendag terug om sy disippels saam met hom te vat, sodat hulle ook daar kan wees waar hy is. En dan sê Thomas dat hulle nie weet waarheen hy gaan en dat hulle nie die weg ken. En ek dink, ek sien die verontwaardiging op Christus se gesig, op liewe Jesus se gesig. Toe Thomas vir hom sê, maar Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, en hulle loop nou al so lank saam met hom hierdie paadjie. Hulle het al soveel ontberinge en dinge saam met Jesus deurgeloop, en nog steeds, hier kom een van sy naby disippels, Thomas, en hy sê vir hom, Here, maar ons ken u, maar ons weet nie waarheen u gaan nie. Ek kan nou al die verontwaardiging op ons Here Jesus Christus se gesig sien, toe die ongelowige Thomas kom en sê, maar ek weet nie waarheen u gaan nie. Ek sê en ek bely ek ken u, maar ek weet nog steeds nie waarheen u gaan. Daar die verontwaardiging. Jesus kom sê vir my vandag, en veral vir u as paas, as jy vir my ken, dan het jy die sleutel in jou hand
om die hemel oop te sluit, ook vir jou kinders. So. Dit is 'n geweldige taak wat U en my opgelê is, en weer eens, soos ek al gesê het, ek het nooit die voorreg gehad om kinders van my eie te hê. Ek het altyd my voorgestel, ek het altyd gesê, selfs as van kleins af, ek sal dit nooit vergeet, net so terloops, ek wil 3 kinders hê. Maak nie saak of dit nou 3 seuns is, 3 dogters, 1 seun of 2 dogters, 2 dogters of 1 seun of wat ook al, dit maak nie saak, ek wil 3 hê. Nou weet ek nie waar die 3 vandaan kom nie, maar 3 speel ook nogal 'n belangrike rol ook in die Bybel ook, want ons praat ook van die 3 eenheid ook, ensovoorts. So miskien het so iets by my brein vasgesteek as jong seentjie ook, maar dit het nooit gebeur nie. Ons het die sleutels as mans, as vaders. Dit wil sê, as ek Jesus ken, ek het die sleutel in my hand om die hemel vir my kinders oop te sluit of toe te sluit. In 'n sekere sin. Amen. En nou die vraag vanmôre is, die paadjie wat ek op die aarde loop, as Christen papa, as my kinders daardie paadjie volg, gaan hulle in die hemel uitkom. Is die moontlikheid groot dat hulle daar gaan kom, of is die moontlikheid nie groot? Ek wil teruggaan na Filippense 3 vers 14, en ek wil dit net bybring. Ek het hier 'n gedeelte raak gelees wat ek net wil uitlig. En dit is deur Johan Malan geskrywe van Mosselbaai. En hy praat hier van die 10voudige rol van die Christenman. En ek wil dit bybring by die eerste gedeelte en dan by Filippense 3 vers 14. En dan sê hy, Paulus sê in Filippense 3 vers 14, dat wanneer ons gered is, wanneer ek dan ook 'n geredde papa is, ons die dinge wat agter lê moet vergeet, ons moet op toekomsgerig leef en die hoë roeping van God in Christus Jesus volbring. Ja. En dan in hierdie nuwe lewe is daar ten minste 10 verskillende rolle wat 'n getroude Christenman in sy gesin, in sy gemeente en in die samelewing moet vervul. En ek wil dit net kortliks uitlig. Hierdie 10. Die eerste is, ons moet besef wat ons roeping is, volgens Johan Malan ook, maar volgens die skrif ook. Ja. Ons moet besef wat ons roeping as man van God is. Die belangrikste aspek, so sê Johan Malan, van 'n gelowige man se identiteit is sy Christelike status as 'n man van God. Nou 'n man van God gaan nie by die voordeur van sy eie huis inval beskonk nie. 'n man van God gaan nie op plekke gesien word waar hy nie moet gesien word. Die tweede punt is, jy is die sosiale hoof van jou gesin. Gesinne is die basiese sosiale eenhede waaruit volke bestaan. En as daar fout loop, dan sien ons wat aangaan in ons breë samelewing in Suid-Afrika ook. Van hoe dinge uitmekaar val van grond af, grondvlak af. Ons land is veronderstel om 'n Christenland te wees, want wit, swart, pink en pers en almal sê maar ons glo in Christus Jesus. Maar dan moet jy nou gisterand hoor wat hier byvoorbeeld aan die gang was, net aan die oorkant van die straat, 'n gevywery en dronkenskap en allerlei gemors, en dan baie van daardie selfde mense gaan nog steeds sê, maar ek glo in Jesus Christus. Hulle sit vandag met hulle boude in die kerk. Ek weet nie hoe hulle voel, maar in elk geval. Jy is die sosiale hoof van jou gesin. Jy moet die leiding gee. Ek wonder baie keer of ons regtig waar 10% Christene in hierdie land is, as ek so kyk na wat aangaan in ons land en hoe hierdie land uit mekaar uitval, want hy val van onderaf uit mekaar uit, my broer en suster. Die derde punt is,
Jy is ook die godsdienstige hoof van jou gesin. Ja. Die man is ook die godsdienstige hoof of die priester. U as manne moet baie mooi luister, van die gesin en moet die geestelike welsyn van al die lede op sy hart dra. So skryf Johan Malan ook en ek sê 110%. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Die vierde punt. Jy is die ekonomiese hoof van jou gesin. Jy moet voorsien. Ja. Nou, goed, ons samelewing het baie verander. Mamas werk baie keer nog ouder as papas om die gesin aan die gang te hou. Maar jy het daardie verpligting vanuit die woord om vir jou gesin te sorg. Ja. Om in hulle behoeftes te voorsien. Ook wat die tydelike betref. In die vyfde plek. Jy is die opvoedkundige hoof van eintlik van jou gesin ook as papa. Ons wil daardie taak baie keer oordra aan die mamas, maar mamas en papas is die opvoedkundige hoofde van die gesin. Jy moet jou kinders leer wat reg is en verkeerd is. Ja. Die sesde punt, ek is amper klaar, die eenheidsband met jou vrou. Ja. Is jy die dominante hoof wat die sweep slaan, of is jy en jou vrou 'n span wat saam die waar moet sleep? Jy is nog steeds die hoof, jy is die ene wat die leiding gee, jy is die ene wat op die pad van die Here moet loop, maar jy en jou vrou is 'n span. Jy is nie daar om die swepe te klap en jou vrou moet spring. Ja. En ongelukkig baie sogenaamde Christen paas en vaders sien dit nog soos in die ou dae, my woord is wet. Daarom, omdat ek die baas is, jy gaan maak net soos wat ek wil, soos wat ek vir jou sê. Dit werk nie so. Amen. Jy kan die hoof wees, maar jou vrou gaan nie vir jou respek hê. As jy haar probeer domineer en die sweep klap, julle is 'n span. Wanneer mense staan en die huwelik word bevestig, dan is dit wat na vore tree. Jy en jou vrou is 'n span wat saam die toekoms moet binnestap. Sy het haar bepaalde rol binne 'n huwelik en jy het die rol van die hoof. Maar nie om swepe te klap nie. En mamma en kinders spring nie. Dit werk nie so. Dan in die sewende plek. As hoofde, as priesters van die huishouding, moet ons altyd as vaders ook onthou dat ons moet dit nog meer onthou, dat ons heilig is, afgesonder is vir die Here. En dit bring my weer terug by die begin waar ek gesê het, man, papa, hoof van die huis, waar sien jou kinders en jou vrou jou? Ja. Sien hulle jou op positiewe plekke om jou te volg of op negatiewe plekke? Daar waar jy gaan, dink jy die Here is daar? Of is hy nie daar? Jy is heilig as hoof van die kerk, soveel te meer. Jy is afgesonder vir die Here om die leiding te neem vir en namens jou gesin. In die agste plek, ons het ook die verpligting om in die sin na ons kinders ook te kyk, om hulle talente te ontwikkel. Om prys te gee waar prys nodig is, waar dit toekom. Om ons kinders aan te moedig om die hoogste sporte in die lewe te bereik. Dit is ook jou taak. Nie net jou vrou se taak, maar ook jou taak om jou kinders aan te moedig. Nou, net so terloops, ek het al genoem hoe my moeder was, hoe sy saam met ons gespeel het, ensovoorts. My pa was nie teenoorgestel, hy was 'n baie stil mens. Hy het van die werk af gekom, waartoe hy nog by die onderwys betrokke was. Hy was 50 jaar in die Kaap by die onderwys betrokke gewees. Daar het hy ook afgetree. En
Hy was baie stil, maar jy het geweet, hy is daar. Hy het afgekom van die werk af, hy het die studeerkamer se deur baie keer toegemaak in die aande, 7 uur as hy terugkom, en dan het hy nou 'n paar dingetjies nog daar afgehandel, en mamma het ons weggehou van die deur af, want ek en Boetie wil baie graag by pappa wees, soos wat seuns maar wil wees, en dan, maar ons het maar besig geraak saam met mamma in die kombuis, maar ons het geweet, pappa is daar, en ons kan enige tyd na hom toe gegaan, met enige iets, en hy het ons aangemoedig, dis die punt wat ek wil bykom, hy het ons aangemoedig om die pad van die lewe te stap, en om ons talente te ontwikkel. Daar was 'n klavier in die huis gewees, en ek onthou my pa baie keer, dan kom sit hy sommer daar by my, dan tokkel ek daai klavier, die hele, alles gaan te kere. Ek was van klein seentjie daar, dat ek by die klavier by die huis gesit, maar as ek so gekyk het baie keer, ek sal dit nooit vergeet, dan sit pappa daar, dan sit hy en luister. Ek speel my eie tunes op daai klavier, dat hy vibreer, hy val amper uit mekaar uit. Ek wens ek het daai tyd 'n band om 'n opnemer gehad om die goed op te neem wat ek gespeel het sommer uit my eie. Maar my pa was daar en hy het ons aangemoedig, vir my en my Boetie. In die 9de plek, ek is nou werklik amper klaar. Jy is 'n leier van jou gesin. 'n Leier wat ook voorloop en vir jou kinders die voorbeeld moet stel om ook miskien self eendag 'n leier te wees. En dan in die 10de plek, dit sluit weer aan by Johannes 14 vers 1, Johannes 14 vers 6. Ons is absolute getuienisbriewe, my broer, vir Christus Jesus. Alles wat jy doen, alles wat jy sê, moet spreek as jy Christus ken, van jou verhouding met die opgestane Jesus Christus. Ek weet hier op die aarde gaan ons nie volmaak wees nie. Niemand is volmaak. As jy Jesus jou hart gee, ook as man, jy is nie volmaak nie. Jy gaan fout doen. Jy gaan baie fout doen. Maar nog steeds as jy Christus voor oë hou, dan moet jy onthou, omdat jy hom volg, is jy sy hoofgetuienis lewer binne jou gesinsverband. En daarom is dit so noodsaaklik dat jy sal let op wat jy sê, hoe jy dit sê, hoe jy met jou vrou praat, hoe jy met jou kinders praat. Vloek en skree jy, of praat jy soos Jesus sou gepraat? Ek glo nie hy sou so gepraat. As Christen pap, het jy so verantwoordelikheid. Dit is wat Johannes 14 vers 1 tot 8 en Filippense 3 vers 14 vir jou kom sê. Jy het so 'n groot verantwoordelikheid. Jy hou amper as kind, as pappa hou jy die toekoms van jou kinders in jou hande. En as jy nie die voorbeeld is nie, dan waar gaan hulle dan weer? Hulle kan nog steeds op die goeie plek eindig. Dit is weer eens die eie wil. Maar die begin vir die goeie begin in die huis. Die saadjies word gesaai binne die huis. En die eerste saadplanter vir die goeie is die pa. Ek wil afsluit deur weer hierdie gedeelte te lees. Ek haal net die blok af. Dan kan ek beter sien. Hierdie gedeelte begin met Johannes 14 begin met vers 1. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Dit is deel van die boodskap vanmôre, ook aan u as pappa. Gee jou beste vir jou gesin. Die Here sal sorg vir die res. As jy in hom glo, dan kan jy alles ook in die oë kyk wat jou gesin of na jou gesin toe gaan kom in die lewe. So, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. Amen. Dan gaan hy verder.
In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Amen. Ek dink almal wat hier sit, al die pappas ook en al die mammas, wil graag hulle hele gesin eendag ook in die hemel by hulle. Ja, ja. Is dit nie so? En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid Amen. en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Amen. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. As ons Jesus ken as Papa van my gesin, dan ken ek ook die Vader. En dan sal ek absoluut probeer om sy wil te doen, om die Vader se wil ook te doen in Jesus Christus se naam. Amen. My gebede is met elkeen van u as pappas om hierdie groot verantwoordelikheid, hierdie enorme verantwoordelikheid wat u as vaders van u gesin na die beste van u vermoë te kan uitleef. Om getuienisbrief vir die opgestane Jesus Christus te wees, ook daar waar u en u gesinnetjie agter toe deure by mekaar vergader. Om ook daar geheilig te wees en te lewe, om die leiding te neem namens u gesin, om as heiliges afgesonderdes vir die Here te kan lewe. My gebede is absoluut met u as vaders, om ook in veral hierdie tye wat ons lewe, ook in hierdie land van ons, waar ons so gebombardeer word met alles wat verkeerd is, om nog steeds op koers te bly, as papa, suiwer gespan, saam met my gesin, op pad na die hemel. Amen. Ek bid vir u, ek dink ook aan al die mamas en die moeders. Die Here is met u. Glo in hom, glo in die Vader, glo in Jesus Christus, glo in die Heilige Gees. Amen.